Baie prakties vir ons. Mense sê, maar ek het in 'n Christelike huis groot geword. Jy het nie 'n begrip wat bekering beteken nie. Paulus, in 'n Christelike huis groot geword. Petrus, in 'n Christelike huis, is Yeshua vir Judas. As hy vir Judas gesê het, eendag as jy bekeerd is, dan sou ons gedink het, aha, daar's kans vir hom op bekering. Maar hy het dit nie vir hom gesê. Hy sê dit vir Petrus, wat volgens ons standaard geen bekering nodig het nie. Hy is dan die ou ek sal net kan wees soos hy. En Yeshua sê eendag as jy bekeerd is. Hierdie vers sê, maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem. Ek roem daarin, dat ek verstaan wie hy is en hom ken. Ek roem nie my prestasies nie. Ek roem nie my goue medalje wat ek gekry het om ek so vinnig gehardloop het, of my toekenning by die universiteit om ek so slim is, en ek roem nie daarin nie, want dit is tydelik. Maar waaraan roem ek? Dat ek hom verstaan en hom ken. Dat hy my verstaan en my ken. En dis alwaarna ons streef, om hom te verstaan en hom te ken. Ken hom in al jou weë. As jy in die vlees is, verstaan ons dit as ek moet my weë aan hom bekend maak, sodat hy my kan voorspoedig maak in my weë. Maar dis nie wat daar staan nie. Ken hom in al jou weë. Maak seker dat my weë sy weë is. Verstaan wat sy weë is, sodat ek my weë kan aanpas by sy weë. Ken hom al jou weë. Ek het nie my eie weë nie. Ek het nie my eie visie nie. Ek het my eie planne nie. Sy koninkryk is my visie. Dit is hoekom ons heeldag bekeer. Want ek leer hom elke dag meer ken, want hy is ondeurgrondlik. Oor 100.000 jaar van nou af gaan ek hom nog steeds nie ken vir wie hy is nie. Ek gaan hom nog steeds meer en meer leer ken, want hy is ondeurgrondlik. Dit beteken net hy het nie 'n einde nie. En ons leer hom ken, dis wonderlik. So ja, ons gedagte van wat dit moet wees en wat dit werklik moet wees, het volkom.